Dit is die 4de episode van Raak Praat. My naam is James Kemp en Johan Kreer hanteer weer eens die tegniese versorging van ons program. Vandag gaan ons 'n bietjie afwyk van die vorige politieke temas wat ons oor die afgelope 3 episodes bespreek het. En ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor rock and roll. Ons gaan gesels oor verslawing. Ons gaan gesels oor die idealisme wat baie ouens het wanneer dit kom oor op skepe gaan werk. Wat is die werklikhede wat daarmee gepaard gaan. Nou dit klink soos uiteenlopende temas, maar ons gaan dit alles met een ou bespreek, dieselfde ou. En dit is Charlie Schmidt of Charles Schmidt, soos sy doopnaam is. Ja. Sanger, gitaarspeler, stigterslid van Beeskraal, iemand wat al oor 'n wye spektrum sy buiging ook in die musiek gemaak het. Charlie, iemand wat ek ook moet vermeld as 'n motorfiets entoesias en 'n rits ander dinge. Hy was alselfs by TV-produksies betrokke. Daar's eintlik te veel titels wat ek aan jou kan toeken. Charlie, maar baie welkom hier by Raak Praat. Dis 'n voorreg om jou hier by ons in Pretoria FM se ateljee te hê. Baie dankie James, en ek moet sê dis baie lekker om in Pretoria te wees en by Pretoria FM. Ja. Wel, jy was 'n rukkie terug nog daar in die Karibiese eilande en dan op hierdie ander eksotiese plekke en ons gaan 'n bietjie later daarby kom. Ek wil teruggaan na daai vroeë jare van toe jy daai Fender gitaar van jou omtrent net opgetel het. Ek verwys hierso na die vroeë 90's tot die mid 90's, noord van die Magaliesberg, Pretoria, daarso is 'n energieke musiektoneel en ook daar loop jy jou vas in 'n paar makkers wat in verskillende musiekgroepe speel in daardie tyd, maar jy wat uiteindelik dan daaruit Beeskraal tot stand bring. Vertel vir ons van daardie vroeë 90's era in Pretoria. James, dit was definitief ek dink 'n goue era vir Afrikaanse musiek in ons genre om dit so te noem, vir die Afrikaanse alternatiewe en rockmusiekbeweging. Dit was so 7 jaar omtrent na die Voelvrytoer geëindig het basies. Volgens al die boeke wat ons nou gelees het van Koos en Johannes Kerkorrel en so en hulle het so in die 1987 daar rond het dit bietjie weer doodgeloop, daai hele beweging. En ons het op koshuis en in universiteit en tegnikon ons het altyd Valiant, ek het geloof Valiant Swart en die jy weet Anton Goossens en Koos Kombuis, Johannes Kerkorrel, en op 'n stadium toe ek musiek begin swat, nou vriende gemaak en per toeval ouens van Pretoria Noord. En ons het toe nou besluit met jazz gaan jy nie ergens kom in Suid-Afrika nie. En ons het op 'n baie vreemde stadium begin eintlik. Toe ons begin het was die topverkopers nog Yuri Els en Patricia Loos. En so ons het soos 'n seer vinger uitgestaan eintlik weet tussen ander en musikante of tussen die kommersiële musikante, maar het fantastiese bands daai tyd uit die noord uitgekom. Dit was soos later jare toe die MK generasie begin het, soos ek dit noem. Weet was dit weer Bellville, weet met polisiekar en Jewels Fantasties en al die ouens wat daarvan afkom. Maar in Pretoria Noord, ek meen ons het Piet Botha gehad, dit was Not My Dog, Diff Olie, julle ouens. Die hele Wilmer omgewing Ja, was, en daar was nog klomp ander bands ook. Ek dink wat net nooit regtig erkenning gekry het en weet gegaan het tot waar hulle kon nie as gevolg maar van verskeie redes, ja. Maar daar was 'n baie lekker beweging. Maar julle het uitgestaan om meer as een rede. Dit het nie net gegaan oor die feit dat julle meer rock was as wat nou die geval was met Patricia Loos en Yuri Els nie. Dit het gegaan oor die feit dat julle instrumente soos banjos en concertinas ingespan het. Ja, ek was nog altyd groot aanhanger van boeremusiek, wat baie min mense weet. En van ons land se beste musikante kom uit boeremusiek agtergrond uit. Veral as jy ouens vat wat ek meen soos Blackie Swart en ouens soos Willie Botha op concertina, wat uit die polisie boereorkes nog kom van daai tyd. En die manier hoe hulle die instrumente speel het my hoe tegnies hulle was op daai instrumente. Byvoorbeeld soos 'n banjo en 'n concertina.
het baie my aandag getrek en daar's 'n groot beweging in Amerika gewees wat hulle nou maar noem, hulle noem dit daar maar Americana. Ierland het hulle 'n klomp soos hulle in Engels sal sê, Gaelic punk bands of ja. So dis ouens wat basies hulle speel soos ons met die hier in die 90's groot geword het, soos Green Day en Offspring. Is eintlik maar punk rock music, maar hulle het die tradisionele instrumente bygesit. En dit was toe ons hele idee, omdat ons daai tyd sulke musiek geluister het. En die ouens wat vir ons daai tyd gespeel het ook glad nie die instrumente, alhoewel dit tradisionele instrumente was, het hulle glad nie dit as tradisionele instrumente gebruik nie. Dit kon enigiets, ek meen byvoorbeeld die banjo was eintlik soos 'n ekstra gitaar. En ons het die konsertina het gitaarparte gespeel ook of wat ook al. So ja, ons het baie tegnies geraak met die boeremusiekinstrumente, maar ek dink dit was 'n inslag wat ons gehad het wat die mense baie van gehou het, want ons het die jonges gevang met die meer harde musiek en dan die ouer garde weer met die meer bietjie tradisionele inslag. Want ek moet sê 'n konsertina is een van daai goed wat jy vir een van daai instrumente verskriklik moeilik. Ek dink dit is een van die moeilikste instrumente om te speel. Dit werk amper dis maar soos braille. Jy kan nie kyk hoe hy speel nie. Jy moet alles is op ja, jy voel ja. So ek dink regtig en alhoewel dit is eintlik 'n Engelse instrument, kom van Engeland af. Die konsertinas het 'n massiewe geskiedenis wat ek ook mal is oor. En hoe hulle hier gekom het, maar ek dink ons Afrikaners het definitief die konsertinas spel perfek. En toe natuurlik, ons was seker die eerste groep wat ek van weet wat heeltemal geklee was heeltemal in khaki klere en velhoede en vellies. Ek wil nou juist daaroor vra. So jy het in sync gehad met hulle wit wessies en broeke en dies meer, en dan het jy nou kom ons sê jou sogenaamde boybands gehad wat redelik eenvormig aangetrek het, en toe kom julle trek ook eenvormig aan, maar dis net khaki. Ja, dis reg. Ja. Ek kan eintlik nie onthou hoekom ons daarop besluit het nie, maar dit het gewerk, definitief. So en ons het nou op ons hemde het ons nou opgesit elkeen se naam en beeskraal en daar verskriklik baie mense ook toe so begin. Dit was eintlik in 'n tyd wat mense 'n bespotting gemaak het van boeremusiek, eerste plek, en van khaki klere en vellies. Dit was nie 'n era wat jy daai tyd gedra het eintlik regtig nie. Want dit was maar die grunge era in die 90's. En dit is die musiek wat ons geluister het ook. Ek dink die khaki klere was meer vir ons 'n eenheid gewees saam met musiek, amper wat ons wou vergelyk het, soos byvoorbeeld die Beatles. Ja. In 'n manier wat hulle meeste van hulle vertonings het hulle self aangetrek. Dis waar die pakke klere wat redelik eenvormig was, maar Charlie, ek het nou gesê ons wyk nou 'n bietjie af van die politiek in die gesprek, maar daar's tog vir my iets polities vermeldbaar. Ja. En daai totstandkoming van julle en daai eerste ruk, want jy's heeltemal reg, dit was 'n tyd toe ouens amper 'n teenreaksie gehad het op boeremusiek, op Afrikaner identiteit en dis meer, en hier kom julle ouens, kyk julle het daai konsertina baie interessant ingespan. Ek dink aan 'n liedjie so Sonskyn Elvis, dan klink daai konsertina soos iets wat amper saam met AC/DC kan werk. Dis reg, Dis baie alternatief, maar tog het julle nie weggeskram nie en juis ook eienaarskap geneem van daardie identiteit. Beeskraal was hierdie groep ouens in hulle kakies, daar's 'n konsertina en 'n banjo of 'n banjo wat in die groep is, en hierdie ouens skram nie weg van identiteit nie. Daar's juis ook liedjies wat nou nogal baie sterk daarna verwys. So was daar nie 'n bietjie van 'n teenreaksie op julle voorkoms, op julle stylmusiek, op die instrumente wat julle gebruik het in daardie 90er oorgangsjare in Suid-Afrika nie? Ja, alhoewel ons
nou in die alternatiewe genre inbeweeg het ons eintlik baie teenstand gekry van ander ander musikante wat ook in daai genre was, net oor die feit dat ons kakiklere gedra het en vellies. Was daar baie keer met ons gespot of op koppe gestamp en mense het half 'n idee gekry dat ons 'n rassisties of 'n regse band is. En sulke goed. Ons het eendag 'n geval gehad op 'n Engelse radiostasie wat ek nou nie sal name noem nie. Waar die ou ons somme van die eerste intrapslag af uitgekry het as ons is 'n AWB band. En sulke goed. Daar was ouens wat julle eintlik as karikature wou uit. Ja, hulle wou daar was baie mense wat ons wou gebrandmerk het, om dit so te stel. Hulle het glad nie eers die musiek geken van die mense nie en veral in die media. So was daar baie mense wat sommer net begin goed skryf het oor hierdie regsgesinde orkes van Pretoria Noord. En sulke goede, jy weet. So en dan het hulle nie eers die musiek geluister nie. Die musiek was heeltemal eintlik in teenstand met wat ons kleredrag was. Om dit so te stel. So. Maar dit het toe op 'n stadium het dit toe verander. Toe soos die jonger mense nou sê op 'n stadium hier so teen 2002 het ons nou al so 4-5 jaar al in die gang is. Toe ewe skielik toe raak dit nou soos die kinders sê, toe raak dit nou cool om Afrikaanse rock te luister en toe begin die kakiklere bietjie weer terugkom en die vellies, maar nou praat ek van die stadsboertjies. Ek praat nou nie van ouens wat dit nou al regte boere wat dag tot dag dra. Dag tot dag dra, ja. Dit het toe net so oorgevloei in soos ek noem vandag nou die ouens ook, ons spot nou weer soos hulle met ons gespot het. Noem ek hulle almal wat nou die kakiklere dra en die vellies is, ons ek noem hulle Kalahari Harries. Want die helfte van hulle boer nie, maar hulle almal trek aan asof hulle boer. Dis alles wat ons maar gedoen het. Ons het in stedelike woongebiede groot geword. Ons het baie mense geken wat plase wel het en naweek op plaas gekuier en so aan, maar ons was nou nie stoere regte boere nie. Maar ons boerskap het gegaan oor die Afrikaner wees. En wat my ook baie na in die hart gelê het, is die geskiedenis van die Afrikaner. En ja. Maar julle het van daar af, jy verwys nie na die vroeë 2000s. Julle het 'n groot gevolg opgebou, julle het groot musiekfeeste gespeel, julle het verhoog gedeel met van die grootste name uiteindelik ook in die musiekbedryf. So julle het daarin geslaag om bo dit uit te styg. Nou, 'n volgende ding waarby ek wil kom is juis hierdie groot feeste, hierdie groot kuiers, hierdie week na week en aand tot aand, is dit maar eintlik een groot partytjie. Charlie, om 'n musikant te wees is 'n heel ander beroep as die waarin ek myself bevind, of waarin 'n rekenmeester of 'n prokureur of enigiemand wat van dag tot dag in die kantoor deurbring, waarin hulle self begeef. Julle ouens is in 'n ander wêreld. En die ouens, soos ons gewone ouens wat dan nou gaan en nou kyk ons 'n vertoning, dan sê ons man, ons koop vir die band 'n dop. Almal wil die heeltyd vir julle 'n dop of 'n shooter of 'n iets koop. Dit raak een groot partytjie. Nee, dit is baie waar. Ek dink dis 'n wêreldtendens onder enige kunstenaars en veral ek dink onder musikante, hulle kom op 'n stadium, ons het op een stadium met ons Namibiese toer gedoen waar ons 14 vertonings in 17 dae gedoen het. Sure. En dit was dit het ons uitgemergel want die mense wat jy optree die aand wil saam met jou kuier en die volgende oggend wil hulle al weer nog saam met jou kuier voor jy na die vorige plek toe ry. Dan bel die mense wat jy nou die aand moet optree en hoor of jy al op pad is. Want hulle wil kuier. Ons het by 2 van die vertonings in Namibië het ons nie eers opgetree nie. Die mense het gesê hulle betaal ons vol. Ons wil net saam met hulle kuier. Sjoe. Ja, die een ou het toe hy sien ons maak ons waantjie oop van ons bus agter en hy sien die klank. Toe sê hy sommer ewe skielik,
Nee, dit is in 'n geval heeltemal te groot hierdie klank vir sy plek. Sê nee, julle is hierso, die mense wil saam met julle kuier, so dis waar dit gaan. En toe het ek en Henning Joubert daai stadium toe hy saam met ons was, het ons sommer so op die kroeg toonbank gesit net en konsertina en 'n akoestiese gitaar gespeel, daarom iets was. Iets is, Ja, en maar die mense was baie gaaf, maar soos jy sê, jy weet dit raak een groot partytjie en jy kom dit nie agter nie, dit vang jou vinnig. Ontwikkel jy 'n bepaalde stamina? Ja, nee, jy doen definitief. Tot op 'n sekere ouderdom dink ek, want ek het nooit regtig eintlik ek kon nie, as ek hard gekuier het, kon ek die volgende dag aangaan of weer kuier en so aan en maar op 'n stadium toe ek ouer raak, hierso so in my laat 30's so kom ek agter, weet nou begin ek erg weet babbelas kry soos ons sê. En toe is ons eendag in Londen gewees, in Engeland en ek het op daai stadium ook, ek het die vorige aand ook baie erg gekuier en dit was nog met die 2007 World Cup wat hulle ons genooi het met die Springbokke. En die organiseerder van die fees wat hulle het so 'n klein mini fees gehad vir al die Suid-Afrikaanse ondersteuners buitekant die stadion, buitekant Twickenham waar ons opgetree het. Toe sê hy vir my, ja nee, van die vorige aand se kuier, het sy nie, hy voel ook so sleg. Kom ek moet nou saam met hom ek moet saam met hom 'n tequila en 'n bier down. Moet net 'n tequila so regmakertjie. Ja. En om een of ander rede toe werk dit. En ek sou dit nooit regtig gedoen het nie, maar dis toe ek nou 'n bietjie ouer en toe kom ek agter naderhand elke keer as ek kuier, as ek die volgende oggend opstaan, dit is 'n verskriklik groot probleem waar mense eintlik begin weet en waar jy begin agterkom. Wel, ek het agtergekom as 'n probleem. Miskien doen ander mense nie so gou nie, maar soos baie van my musikantvriende, ek gaan nou nie name noem nie, wat weet verslawingsprobleme het, veral drank. Dit is die algemeenste verslawing. Dis drank. Baie ouens dink hulle het nie 'n probleem nie, soos ek ook in die begin. Maar as ons besig was in die studio het ons gedrink, as ons op toer was het ons gedrink, as ons opnames gedoen het ons gedrink, as ons besig was met repetisies het ons gedrink. Dit was elke keer soos jy sê, dit was altyd 'n party. Weet, so en jy kom nie agter nie, maar ewe skielik dit soos baie ouens sal sê nie, hulle het nie 'n probleem nie, maar dit is definitief 'n onderliggende probleem wat ontwikkel en dit gaan jou inhaal. Maar in die musiekbedryf vermoed ek is dit baie moeilik om dit te besef, want dit is want jy, soos jy nou genoem het, jy oefen nou saam met jou vriende, want die ouens wat saam met jou in die rockgroep is of in die band is, dit is ook jou vriende. So iemand bring 6 biere of hoe dit ook al sê na die oefening saam en daar word 'n bietjie gekuier. Vanaand gaan tree hulle op. Dit is in 'n kroeg natuurlik gaan daar gekuier word. So ek dink dit vat baie langer of is baie moeiliker om vas te stel, o, jene, hier is nou 'n probleem. Was daar vir jou 'n spesifieke oomblik toe jy besef het ek het moontlik te groot verknogtheid aan drank? Ja, ek het definitief so in my laat 30's het ek begin agterkom, want toe ja, ek het op 'n stadium as ons nie by mekaar was nie en ons het nie vertonings gehad nie of ons nie by die studio nie, toe het ek alleen by die huis begin drink. En toe het ek geweet dis nie reg nie. Toe besef ek het 'n probleem. En almal om my het ook vir my toe gesê. En ja, my gedrag het verander en dit was net ja, dit was eintlik ek was definitief toe op die afdraande pad. Weet. Ek het omtrent alles wat ek besit het verloor en ons het 'n goeie lewe op ons hooggolwe wat ons gery het. Elke keer as ons hooggolwe ry hooggolwe. Glo my, ons het goed gedoen, maar as dit laag is dit laag ook. En die laaste keer ek was in so 'n donker gat gewees wat ek besef het eintlik is dit deur die drank wat al die probleme om my veroorsaak en weet so half, ek sal nie sê die
die band het hy mekaar geskeer nie, maar daar was so 'n bietjie van 'n skeiding of ons het stiller geraak op 'n stadium, want ek dink baie mense en feeste het ook was nou oor die storie van weesklaar wat altyd so hard kuier en weet sulke goed. Tot en met die volgende generasie nou weer gekom het. Toe saam weer nuwe groepe wat toe nou maak daai ding doen. En maar ek meen ek was 3 keer in rehabilitasiesentrums. Ek het al 6 implants gehad. En ek dink as jy nie jouself wil verander nie of 'n pad stap, myne het so gewerk. Ek moes kies om 'n pad te stap saam met die Here. Anders niks anders kon my help nie. Die rehabilitasiesentrums kon nie help nie. Implants kon nie help nie. Ek het op my laaste 2 implants wat ek gehad het ek sommer deur dit gedrink wat baie gevaarlik is. Maar dit het ook gegaan vir my oor ek het al gevoel of ek sosiaal begin wegstand doen as ek nie saam met mense drink nie, dan is ek baie antisosiaal. So ek het ons het dit by die rehabilitasiesentrums het hulle dit ook weet leer jou dit ook. Dat baie van die verslawings patrone gaan eintlik oor sosialisme om te weet saam met ander mense sosialiseer, ja, te sosialiseer. Veral soos ek is 'n baie ekstreme ou, ek is erg introvert as ek mense nie ken nie, of ek is baie ekstrovert as ek weet nou gewoond is aan my klasmense of soos nou jy ken my nou weet hoe ek is en grappies altyd maak en goede en so aan, maar ek dink net ek het ook te van die een ekstreem na die ander een ook te beweeg. Maar ja, maar prys die Here, ek het toe ek ophou drink die laaste keer het ek net besluit nee, dit is nou maar so ek soos hulle sê gaan cold turkey. Ja. En dit was toe ek 42 was, ek word hierdie jaar ek is nou 49, ek word 50 al Desember. So ja, ek voel nie so nie. Sure, ja, en mense sê ek lyk nie so nie, so ek hoop ek lyk nie so nie. Maar ja, so en op so die eerste keer wat ek na rehabilitasiesentrum was, het een van die dokters wat my ondersoek het, sê ek was besig om lewersirose te ontwikkel. En moontlik pankreatitis, want ek het verskriklik geelsig gekry so in sulke rotasies, weet so elke maand of 2 dan kry ek verskriklik geelsig en dit was van my lewer. Gelukkig, prys die Here, is dit een van die organe wat homself kan herstel. Maar ek was regtig op 'n donker pad. Donker pad. Soos baie dit ek weet nie hoekom nie. Dit is ek dink dit is 'n duiwel wat maar saam met kunstenaars kom. En ek praat nou net van musikante nie. Dit daar soveel weet kunstenaars, visuele kunstenaars, akteurs, weet mense wat weet atlete, weet dit is ek weet nie wat dit is nie of maar die ja, dankie ek het ook eintlik nog nooit aan enige dwelms gevat. Ja, so daaroor is ek baie bly. Maar ek het toe nou so my lewe omgedraai dat ek toe nou op 'n stadium al weet begin berading doen het, jy weet. Ek is nie 'n professionele beraader nie, ek het nie weet gegrade en so nie, maar sosiaal gaan berading doen by rehabilitasiesentrums en omdat jy die pad ken, ja, en omdat jy self tronke, geleer is. ja. So en dit het ek geniet dit baie om dit te doen, want dan maak hulle baie van die sielkundiges gesê vir ons daar van die mense daar gaan baie meer vinniger oopmaak om met jou te gesels as teenoor hulle. Hulle het dalk jou akademiese kennis, maar hulle verstaan nie die probleem van onttrekking en weet wat dit is om ewe skielik weet as jy ophou drink, dan is die vriende almal weg. En weet dit is 'n aanpassing, jy weet, en jy moet regtig baie sterk wees om 'n dag vir dag te vat. Ek wil nou kom met daai reis tot hier, Charlie, maar net vinnig, jy het nou verwys na hierdie implantings. Jy moet my onkunde verskoon, maar Nee. wat doen dit? Of wat is die nut daarvan? Jong, dit is dis veronderstel om jou baie sleg te laat voel. Jy teken 'n voorwaringsvorm. Daar is net ek dink 3 dokters in Suid-Afrika sover ek weet. Een is per toeval in Pretoria Noord.
omdat ons so baie drink daar. En ja, so dit is veronderstel om jou baie sleg te laat voel en dit vat die hoe kan mens nou stel? Dit vat die Engelse woord wat mense nou sê is cravings. Daai Die lus vir onttrekkingssimptome dit. op daai lus, Ja. ja. En dit maak jou, dit is amper soos 'n antidepressant ook. Dit skiet jou dopamien vlakke die hoogtes in. Ja, laat jy half voel of jy kuier. Jy kry amper daai gevoel. Maar ja, en dan dit hou so tussen 3 tot 4 maande gewoonlik. Sure. Ja, voor dit uitwerk. Maar as 3 kapsules wat hulle sulke groot kapsules wat hulle in jou bout in werk, jou actually oopsny soos 'n operasie Sure. en dan los dit op en dit begin jou stelselmatig nou maar die lus vir die drank wegvat en dit stabiliseer jou sielkundige goede en jou emosies en al daai goed. So ja, want as jy mense is nie bewus daarvan nie, maar ek het baie studies gedoen oor verslawing, omdat ek na plekke toe gegaan het en in die rehabilitasiesentrums kry ons die lesings deur die dag. Daar was dat dat mense kan doodgaan van onttrekking. Daar is al baie mense dood van onttrekking. Jy kan nie ewe skielik net ophou nie. Dit is bitter gevaarlik. Daar is mense wat dit al gedoen het en dit reg kry. Maar dit is bitter gevaarlik. Veral mense wat op harde dwelms is. Weet soos heroïne en kokaine en die Engelse woord crystal meth deesdae. So en nou is daar die nuwe ding in Amerika, fentanyl en ja, dat die dwelmprobleem in die hele wêreld het nou so erg geraak dat dit in Amerika het hulle plekke nou waar hulle staan en skoon naalde uitdeel, dat die mense net nie met naalde deel. En hulle het 'n pil wat hulle uit het, wat hulle noem melatonien. Dit is ook amper soos 'n tipe van 'n implant, maar jy drink hom nou net elke dag, want hulle sulke stasies waar mense kan gaan elke dag, sulke halfweghuise basies, waar elke dag of 'n kliniek kan dan van die mense nou wat op die straat is, want en hulle het dit nou so gemaak dat van die state en hulle goewerneurs daar gevra dat die mense wat die dwelms maak of hulle dit nie net kan suiwerder maak nie, want hulle meng dit nou al so met klomp gemors. Dis regtig 'n diep donker gat sirkel. Weet dat mense hulle sê die laaste 2 jaar het hulle nog nooit so dis 'n pandemie in Amerika en in Kanada is dwelmverslawinge dit is ongelooflik. Ek wil kom na dit wat die keerpunt was, nie te verwys na die feit dat jy die Here ontdek het, dat jy tot bekering gekom het, dat jy besluit het om daardie pad te volg. Hoe het dit gebeur? Was daar 'n spesifieke oomblik? Was daar iemand wat jou na 'n kerkdiens genooi het? Het iemand vir jou 'n Bybel op straat gegee of was daar 'n spesifieke oomblik of keerpunt of wat? Hoe het dit gebeur? O nee, ek was baie streng in 'n streng apostoliese huis grootgemaak. Ja. So en dit is hoekom ek ook so groot aanhanger is van Johnny Cash. Ek is meer eintlik 'n aanhanger van sy lewe en sy hele manier hoe hy sy lewe omgekeer het, want hy het ook altyd hierdie sêding gehad van he lived with the devil on the one shoulder and the angel on the other. En die ander lyn wat hy ook altyd genoem het, iemand sê goed was, there's no fence between heaven and hell. En daai lyntjie het ek eendag raak gelees toe ek die laaste keer nog, toe het ek besluit tot hier toe nie daar nie, ek kan nie albei kante nie, want ek het wel, ek was betrokke by praise and worship bands en kerke, terwyl ek nog gekuier het. Ek het al dronk by kerke opgedaag in die oggende. Saam met ander bekende mense ook, wat saam in kerkbands was. Dis hoe dit gegaan het, of ek het so, babbelaars gehad, jy weet, dan, dit is,
ek het nie iets het net in my gebreek op 'n stadium en ek het leeg gevoel. Baie leeg gevoel. En toe verloor ek het gevoel of ek regtig ver weg van die Here af. Want as jy bly in 'n kerk, maar jy stap nie regtig, jy weet van die Here, maar daar's 'n groot verskil tussen om van die Here te weet en weet om dan oor te gee, jou alles oor te gee dat jy daai pad kan reguit stap en alles moet in lyn wees. Jy kan nie soos hy sê, jy weet, there's no fence to sit on between heaven and hell. Jy kan nie probeer reguit lewe, maar daar's nog so 'n bietjie van die wêreld wat jy wil doen so nou en dan, weet. So ek het net op 'n besluit gekom want ek het leeg gevoel. Die ander ding is wat eintlik my grootste skok was, ek is geskei en ek het alles verloor, alles. Ek het vandat ek net na skool was daar so hier en daar sulke tye wat ek by my ouers gebly het of nie, of wat ook al, dinge waar ons was en ons het maar rondgetoer ook die hele tyd en so aan. Maar ek het die laaste keer was baie erg. Ek het soos in letterlik alles verloor en ek het regtig geseënde lewe gehad. Baie geseënd. En ek is na my ouers toe op 41 of 42, is nou hierdie jaar Oktober 9 jaar is ek skoon, of sober, soos hulle sê. So ek het op 41 was ek terug na my ouers toe, net met my bussie en my gitaar en klere. Al my alles uit huis, vrou, ons het nie kinders gehad nie. Ek het weet nie wat se Afrikaans woord nie, muscle cars versamel het, Harley Davidson weg, weet, groot huis. Toe het ek net besef wel, en die meeste van my verhoudings voor dit het ook geëindig oor drank. En baie van my vriendskappe het ook geëindig oor drank. En as dit maar baie keer ook van al twee kante af, maar die ander kant ook net so drink soos jy, en dan skielik maak dit konflik. Dis nou iets waarby ek wil uitkom. Jy het nou daai term gebruik, skielik is jou vriende weg. Ja. So hier is 'n pad van 9 jaar dat jy nou stap. Daai oomblik wat jy nou die Here leer ken, wat jy sê ek kom tot bekering, dit is 'n oomblik dalk van euforie saam met ander gelowiges, maar dan het jy 'n 9 jaar pad daarna wat jy moet stap wat redelik alleen is. 'n Pad waar jy baie van jou ou drinkebroers nou verloor het, nê? Hulle wil of dalk nie meer saam met jou kuier nie, want Charlie is nie meer soveel pret soos wat hy was nie, of hulle voel, ek wil eintlik nie vir Charlie in die verderf lei nie. So op een of ander rede is daar dalk bepaalde afstand wat ontwikkel. Jy het 'n nuwe pad, dikwels 'n alleen pad wat jy nou inslaan. Hoe hou jy dan vir 9 jaar vol? Daai is amper vir my meer indrukwekkend as daardie eerste oomblik wat jy nou sê ek sit die drankbottel neer. Ja. Dis om daar te los. Wel, dit is definitief net die Here se genade wat dit doen. En jy vat dit elke dag, sien ek as dag 1. So dit is so ek het reg kry en met die Here se genade en natuurlik hele nuwe ander vriendekring en mense wat nog steeds kuier. Ek veroordeel niemand wat kuier nie, want ek het eintlik baie groot respek vir mense wat kan kuier en dit kan hanteer. Ek dink as jy jou drank kan hanteer, dit is lekker om te kuier en te sosialiseer met 'n bier of wat ook al. En ek dink as jy dit kan hanteer en dit beïnvloed nie jou huwelik of jou finansies of jou werk nie, dan ek veroordeel niemand, baie mense dink as ek nou oor my storie praat, ek veroordeel mense, maar ek doen glad nie. So ek sê, ek het baie respek vir mense wat kan kuier en nie 'n probleem ontwikkel nie, of hulle self daarom kan gedra. So ek sal sê om daai 9 jaar tot hierso nou, nou as dit nou Oktober
Oktober 9 jaar, dan is maar dag vir dag en nuwe mense wat ek ontmoet het in ons nuwe kerk, bomshelter daar in Kameeldrift. Ons het weet 'n nice gemeenskap tussen ons mense en ek het ander ouens ontmoet wat deur dieselfde goed is as ek. Weet dit maak dit nogal baie lekker en die snaakse ding vir my is ek het gevoel in die musiekindustrie nadat ek tot bekering gekom het heeltemal nou reguit oorgee het. Ek het altyd gesê ek was 'n Christen omdat ons Christelike waardes het en grootgemaak is vir die Afrikaanse mense. Maar ek het nie op die dun paadjie gestap nie, maar die wêreldse pad gestap. Alhoewel ek geweet het, ek het geweet daar's 'n Here en weet 'n mens moet glo en die Bybel lees, maar ek het nooit regtig heeltemal oorgegee nie. Tot die dag wat dit nou gebeur het, wat ek besef het, ek wel is nou tot hier toe nie klaar nie. Ek sien 'n donker gat wat ek nie gaan uitkom behalwe sonder die Here se hulp nie. Maar snaaks genoeg met die het van die mense sê dat jy verloor vriende, maar jy kry weer baie vriende by. Maar die musiekindustrie veral het op 'n stadium toe ewe skielik weer baie respek gekry vir my. Wat ek dink hulle op 'n stadium definitief verloor het. Soos met baie van ons musikante wat jy net sal van weet. Wat nou maar die pad byster geraak het ook al en dan weer die musiekindustrie skuif hulle weg. En met my bekering is dit asof die mense half meer respek vir my het as wat daar was altyd. Omdat ek nou in sulke omgewings kan beweeg, maar dit pla my glad nie as almal partytjie hou en drink en sulke goed nie. En ek kan dit sien ook en daar's soveel mense wat ook komplimente gee en hulle vra ook vir my, hoe kry jy dit reg, Baie ouens sal vir kom sê of hulle praat met my, stuur my 'n boodskap. Hulle sal nie met my daar praat nie. In die partytjie area nie, en ek is ook die ou wat met 'n Bybel onder die arm loop nie. Ek gaan daar by jou sit terwyl jy kuier en nog steeds so snaaks wees en grappies maak en alles soos ek gedoen het as wat ek nou gekuier was. Een ding wat ek moet sê is ook ek was nooit ek het nooit beklei nie, behalwe ek het lelik geraak met mense, maar ek was nie ou wat beklei het of sulke goeders nie. Ek het nie van dit gehou nie. Maar ja, en ek was verskriklik snaaks. Dit was die ding, ek was nou nog gesê dat ek was altyd die nar by die partytjie. Ja, en maar daar is ouens wat ek dink voel hulle wil my nie verderf lei nie, wat van my weggeskei het. En dan is daar ander wat ek het al ouens vriende gehad wat vir my gesê het hulle wil nie, hulle staan eerder weg want hulle gaan kuier en hulle wil nie van hulle voel skuldig. As ek nou daar is en ek kuier nie en ek ry en hulle kuier tot 3 die oggend en hulle opstaan en voel hulle skuldig want ek het nou die vorige aand gery en hulle kan nie onthou eers of wat het hulle my gesels nie en sulke goed. Maar nou pla dit my glad nie meer nie. Ek is geestelik as ek definitief nou op 'n ander plek waar ek voorheen wat ek was toe ek nog gedrink het. Definitief, ja. Ek wil kom met die laaste paar jaar van jou lewe. Charlie, jy het toe nou nugter geword, nugter gebly. Jy is weer getroud met 'n pragtige vrou. Julle is baie gelukkig saam. Maar so is dit nodig om 'n inkomste te verdien. Ja. En so het jy vir 'n tyd lank op die skepe gaan werk. Nou dit is iets wat ek nou baie keer by mense gehoor het. Hulle praat van op skepe gaan werk asof dit hierdie idilliese ervaring is. Ja. Nou jy het as 'n vermaaklikheidskunstenaar ook nog op die skepe gaan werk. Ja. Maar dis baie meer uitdagend as wat baie mense besef. Veral nou, James, moet ek noem ook, veral met die vlugtelingstatus wat nou aan die gang is. Dit is regtig 'n aanpassing wat jy nie vir iemand kan verduidelik tot jy dit nie self doen nie. Dit is ek glo die gras is groener waar jy die water gooi.
ek het regtig gedink die skepe, soos jy sê, dit het baie idillies gelyk. Die geld was natuurlik fantasties goed. Dit is iets wat ek moes doen. Reeds net na my egskeiding toe dit COVID en weet daarso was maar finansiële druk gewees. Soos ek gesê het, alles verloor en sulke tipe goed. En toe is dit COVID, waarvan ek die helfte van my instrumente moes verkoop het en sulke goeders en net na COVID het Suid-Afrika se musiekindustrie het nie so vinnig opgetel soos die res van die wêreld nie. Daar was nog baie feeste wat toe nie meer aangegaan het nie of weet wat sommer heeltemal gekanselleer is of hulle het baie minder kunstenaars gevat. Veral met die volgroepe, weet die bands soos ons, weet wat 4 ouens het. Hulle sal eerder 4 enkel kunstenaars vat, weet as daar 'n fees in die Kaap is as een groep, weet vir die onkoste van verblyf en vir die tyd wat hulle gaan kry. Weet op die verhoog, weet met 4 kunstenaars ons speel net weet hoeveel uur lank. Daai mense kan 4 verskillende kunstenaars 4 ure doen en dan moet hulle dieselfde weet pryse en fooie betaal en so aan. Wat ek verstaan, jy weet. Toe ons net uit COVID uitgekom het. Maar toe het na COVID het en met as ek sê en die industrie het finansiëel glad nie opgetel vir my ooit toe nou weer soos waar ek was nie. En ek was gewoond aan 'n sekere lewensstandaard, weet. En ons het 'n gemeenskaplike vriend tussen ek en my ander vriende wat 10 jaar lank op die skepe gewerk het. Hy het dit verskriklik baie geniet, maar hy het dit gedoen toe hy baie jonk was. Toe word hy agent en hy het ons eendag geskakel en hy sê toe hy weet dit gaan nie so goed met my soos wat dit altyd gegaan het nie. Sal ek belangstel aan so iets om op die skepe te kom werk, om die Engelse woord tribute shows te gaan doen. Dit is maar hier soos ons baanjaar teaters in Suid-Afrika. Al die skepe het hierdie massiewe teaters, pragtige teaters en die skepe is pragtig, maar die lewenstyl het die laaste jaar van die 3 jaar wat ek op die skepe was dit glad, ek het verskriklik weer depressie gekry. Weet jy, bly in 'n kamer wat so groot is soos my en my vrou se badkamer nou, letterlik. Jy bly op 'n bankbed, wat noem jy dit in Afrikaans? Ja, so is 'n bietjie bo, bietjie onder. Ja, So jy's ook nie alleen in daai kamer nie. Nee, jy bly saam met ander mense in 'n kamer. Daar's geen vensters nie. So jy daardie prentjie wat ek nou het van 'n kamer op 'n skip met die hulle noem die porthal, daardie ronde venstertjie. Jy kan nie Nee, daar's nie so iets nie. nee, Daar's geen venster nie. geen vensters. Geen sonlig, geen daglig wat inkom nie. Geen maanlig. Niks. Jy's so gedisoriënteerd naderhand. Hulle het ook vir my gesê, weet my kortisol vlakke en my melatonien vlakke het heeltemal begin weer de mekaar raak, want daar's nie 'n tyd nie en ons vaar die hele tyd tussen tydsones ook. As jy Suid-Amerika toe gaan, jy kom weer terug Amerika toe, dan sal weer 3 ure verskil en weet dan gaan ons Bahamas of Karibiese eilande, dan verskil dit weer met 'n uur. Weet jy, jou slaappatrone is heeltemal de mekaar. En vir 'n ou wat ek dobbel en drink nou nie meer nie, en dit is al wat jy kan doen op die skip. Want ons het baie keer 3 of 4 see-dae wat hulle noem, voor ons by die eerste eiland stop. Ek was baie geseënd finansiëel, en ek sou nooit in my lewe daai plekke gesien het. Weet wat ek gesien het as dit nie vir die skepe was nie. Maar die prentjie wat hulle skep vir die mense om te kom werk daar is 'n baie vals beeld. Hulle maak dit baie groter en weet meer aantrekliker as wat dit is. So ja, alhoewel ons het gaste voorregte gehad, maar ons mag rondbeweeg het tussen die gaste, weer die vermaaklikheids departement, weet van die ouens wat ligte doen tot die dansers, weet die akteurs almal. Maar op 'n stadium raak dit ook so dat weet jy
jy ken die skip van bo tot onder, weet, so dit is, en om tussen die gasse te gaan sit by 'n swembad, weet, dit is ook, ek weet nie, dit het net, ek dink as jy jonk is, en jy het nie, weet jy het nie verantwoordelikhede hierso nie, dan ja, ek weet nie, dis moeilik om daai vryheid weg te gee, weet, hier kan 'n mens rondbeweeg en, weet, ek en my vrou het nou daar getel in die 3 jaar, tussen al my kontrakte wat ek by die huis was, in 3 jaar was ek gesamentlik, net 56 dae by die huis. True. En ons is net 'n jaar voor dit is ons getroud. So dit was nie vir my lekker nie. En jy verloor nabyheid met mense. Almal beweeg aan, dit voel of almal aanbeweeg met hulle lewe hier in Suid-Afrika. Jy weet, en jy stagneer daar. Jy weet, jy raak gewoond aan hierdie roetine ding heeltyd en dis regtig letterlik, ek meen as jy jou deur oopmaak en kyk jy aan 'n ander ou se deur vas. En dit is die vermaaklikheidsgang of weet waar ons bly agter die teater. Wat almal dink is weet baie idillies, maar dit is glad nie. Weet jy soos ek sê iets wat ek baie gemis het. Ek sien nie die son opkom nie. Jy sien nie die son sak nie. Behalwe as jy nou buite op die weet een van die verdiepings gaan staan. So nee, dit is 'n baie kluisenaarslewe. Daar's baie mense wat dit glad nie uithou nie. Hulle is soos 'n maand op 'n kontrak, dan trek hulle kop uit. Weet, hulle kan dit net nie hanteer nie. Mense raak verskriklik depressief raak, maar hulle druk deur net vir die geld. So dit is ja, ek dink as jy my ouderdom is, moet jy 2 keer dink voor jy so iets doen. En ek het al baie gepraat met ander ouens ook, weet soos die H2A ouens nou wat weet ons jonger ouens wat nou gaan boer aan die ander kant ook. Hulle mis ook hulle families en dit weet en jy kan ook nou praat op die foon soos ons gedoen het elke dag. Maar van daai ouens het al selfs vir my gesê hulle sal nie doen wat ek doen nie. En kyk, hulle is daar buite en sien die son opkom en hulle is op vaste grond die hele tyd. Elkeen het sy eie kamer, alhoewel hulle bly in saam in 'n huis, maar elkeen daar op sy eie kamer, hulle deel dalk 'n kombuis, maar elkeen sy eie kamer met sy eie badkamer. 90% van hulle wat ek hoor, weet, maar ek meen, ons kamers was so klein dat ons letterlik as een van ons wil aantrek, moet die een op sy bed bly, of die ander een as jy van buite af kom, moet jy eers maar buite die deur bly as die ander ou besig is om aan te trek, of weet, something as, ja, dit is nie 'n is glad nie idillies soos dit lyk nie. Die prentjies wat jy sien van die mense dink ek het 'n verskriklike hoe sal mense dit nou stel? 'n verskriklike luukse ervaring gehad, dis die woord, ja. In die Karibiese eilande in Jamaica en dies meer. Ja, maar ek het meestal, omdat ek van geskiedenis hou van die plekke, ek het baie foto's geneem van die agterstrate en sulke goeters en so aan. Ek het baie van dit gehou en die geskiedenis van die verskillende plekke. Maar van die strande en die goed wat ons afgenoem het, van die strande is mensgemaakte strande ook. Die Amerikaners, maar hulle gee nie om nie, hulle is gaande daaroor. Soos in Cancun, Mexico, dit is soos Dubai wat strande bou, ekstra strande aanbou en sulke goed. Dit is nie so rooskleurig soos wat dit lyk nie. En die lande self ook, jy weet, jy gaan agter al die mooi wit hotelle in die hoofstraat langs die weet hawe, ja. Maar dan die res van die stad agter die wit geboue is chaoties. Weet, so ja, ek sal eerder met 'n middelmatige lewenstyl in Suid-Afrika bly as wat ek 'n hoë lewenstyl daar op 'n skip sal lewe. Ja. Nou kom ons kom gou daarby uit, Charlie, en ons staan nou einde se kant toe. Maar jy is nou terug in Suid-Afrika. Jy hervat weer die musiek. Ja. Vertel vir ons wat lê nou voor? Wat lê voor vir Charlie? Wat lê voor vir Beeskraal? Nou weet ek daar's 'n interessante nuwe projek, die Baarstoel Profeet. Vertel ons ook net iets daarvan. Ja, ek gaan sommer begin by die Baarstoel Profeet. Dit is my eie solo projek. En dit is liedere wat ek het wat geskryf is
dit is eintlik my getuienis. Dis my getuienis in liedere. Ja, so en die album se naam is Drankpsalms. So ja, dis die Baarstoel Profeet se Drankpsalms. So ek gaan so een liedjie 'n maand nou maar 'n enkel snit gaan ons uitbring. Bekendstel, ja. Bekendstel, ja. So dit is dit, maar van beeskralskant af sien ek baie uit om weer met die full band aan die gang te kom. Ek dink ons moet so bietjie weer die industrie bietjie weer skud. Dit vir my so half stagneer ook en met dieselfde temas veral. En julle is besig daarmee en jou span is weer bymekaar. Ja. Julle is reg en ja. Verstaan julle tree al op, julle neem besprekings, julle is aan die gang. Ja, nee, ons is weer vol aan die gang. Ons vanoggend weer vinnig 'n groepsbespreking gehad op die fone. Weet oor ons eerste volvertoning is volgende Sondag, die 7de. Wat hulle noem Bosveld Acoustics daar in Doringpoort. Baie mooi plek. Ja, met ons en Anton Botha en Tuin. Ja, en so ja, ek sien net uit weer na daai en dan weet natuurlik nuwe materiaal, maar ek het 'n groot behoefte om bietjie weer die 90's daai era toe ons begin het te herleef, om weer liedjies terug te bring, weet ons het dit nou gedoen met FHK liedjies wat ons styl opgeneem het. Maar ek sal baie graag ek sien eintlik uit daarna om voor ons weer ons eie materiaal uitbring, waarvan ek klaar reeds materiaal het wat ek geskryf het, sal ek graag die 90's weer 'n bietjie herlewing wil gee, want ek dink daar's 'n groot generasiegaping vir mense wat nie van dit weet. Ons wil byvoorbeeld liedjies opneem van Anton Goosen weer en Johannes Kerkorrel, Koos Kombuis, Bernaldus Niemann, Valiant Swart, daai tipe ouens na wie ons opgekyk het. Ja, ewen Battery 9, Brasse van die Kaap, Springbok Noodles, Wonderboom, al die ouens waarmee ons begin het en waarmee ons hier op die koppies gespeel het en die Kaktus op die vlaktes, en ek wil dit iets noem soos, ek het al met Dirk Eis wat op die koppie begin het, oorspronklik, en wat die groot rockfeeste, baie groot rockfeeste gereël het deur die land, byvoorbeeld soos Klein Karoo Kunsefeeste, Kaktus op die vlaktes, wat altyd hulle die rockvertoning met die fees geëindig het, op die Saterdag. Ek het reeds met hom gepraat, want hy het op 'n stadium, het hy toer gedoen, met ons en Karen Zoid, en Not My Dog, en Valiant Swart, en Piet Botha, en daai mense, wat hy genoem het, die Tassenberg All Stars toer. En ek wil graag so iets net weer herleef. Net daai, dink dit gaan oor daai euforie wat ons nog daai nostalgie. Daai nog as nostalgie. En dan besluit ons nou gaan ons meer van die bekende liedjies vat, waar ons nou gepraat het van hulle, van hierdie musikante, en natuurlik die wat kan saam opneem, gaan ons definitief probeer, as die tydskedules uitwerk met ouens wat hulle eie lied kan kom sing, sal dit natuurlik briljant wees, of even net 'n versie of iets, soos en Gian Groen, Abel Kraamsaal, ek het vergeet om hulle te noem, Jan Blom, en dan en Reino Velvet, daai ouens, daar's nog fantastiese skrywers daar buite. Fantasties. Ek dink net baie van die ouens, soos met van hulle wat ek gereeld mee praat, word regtig net asof hulle professioneel misgekyk word deur die hoofstroom media en hoofstroom kunste, feeste en daai musiekbedryf. En daai musiekbedryf, ja, ons kort weer iets, dink ek, maar ek glo vas, ons gaan met Weeskraal gaan ons weer sy route uitrek, en hulle het al van die ouens van wie ek gepraat het, van hulle het al my gesê, as daar iemand is wat iets kan verander, veral ek met my, wat nie sommer stil bly ook nie, veral nie die media nie, het hulle gesê, as het Weeskraal, hulle sê ons soos sê, iemand het nou vir my gesê, julle soos die hardeste kool hout wat onder lê smeel om 'n kampvuur, terwyl al houtjies opgegooi word, maar ons brand nie uit nie. Ja. Charlie, waar kan hy vuur dopgehou word? Is jy op sosiale media, op Facebook? Ja, ons het
ons het 'n beeskraal blad wat ons eers so dinge 2014 gekry het. Ons groep was nie baie mal oor die social Die media laaste nie. ouens op Facebook was beeskraal. Ja. Ons het byvoorbeeld nie TikTok nie. Wat ons het nou iemand aangestel. Engela, sy help ons baie. Engela Olofse is sy's ook 'n kunstenaar, sy skryf ook gedigte en so aan. Sy's nou net baie jonger as ons, so sy verstaan al die goed. Ja, die ouens is nie baie op ons uitgerom. Hulle is nie baie geïnteresseerd, maar eintlik al toe Facebook en daai goed begin het. Ek het my eie Facebookblad wat ek nou maar my eie goed opdeel. Maar wat die band nou betref, ons het nie eers 'n webwerf gehad nog ooit. Ons het nou een. Wat nou ek dink Engela is nou besig om my woord seker oor 'n week reg te wees, waar ons die aanlyn T-hemde gaan verkoop, ons nuwe T-hemde reeks en ons nuwe liedjies en ons het nou die aand het ek en my vrou, ek dink amper 200, 300 artikels uit koerante en tydskrifte uit afgeneem en geknip wat Engela wil deel nou in sy ontwerp die webwerf. So sy wil al daai ou goeters hê en die ou foto's en die ou so ja, en ons het en nou natuurlik is daar goed op videobande jare se vervullinge wat ons ook op 'n manier wil opkry, jy weet, soos ons heel eerste op die koppie wat ons gespeel het en weet Tux Joel en Stellenbosch Joel en Potch Joel en daai ek dink die kultuur van die musiek het weggeval in daai hele stadium wat dit so ek weet nie daar was vir my half meer so eenheid gewees en asof almal het meer geniet het. Deesdae voel dit vir my asof mense musiek luister of hulle luister na 'n kunstenaar omdat hulle moet, omdat almal na dit luister. Hulle hoor hierdie ou is nou ewe skielik die man en dan dan luister almal na ewe skielik hierdie ou. Weet, daai tyd was dit soos 'n groot groep. Weet, soos die hele grunge era, weet, met Soundgarden en Nirvana en Pearl Jam en Alice in Chains. Weet, dit was 'n beweging. Daar was 'n beweging. Dit voel vir my nou so asof alles almal so op sy eie is, jy weet. Ek weet nie, daar's nie 'n samehorigheid nie en behalwe in die temas van wat die ouens doen. Ek weet alles die temas raak net bietjie vir my holrig gery, jy weet. So maar ek sien uit om te sien wat julle gaan doen. O ja. Nou dat jy terug in Suid-Afrika as voltyds hier is, wat julle gaan uitrig. Ek wil afsluit met die volgende vraag en hiermee gee ek jou die laaste woord ook. As daar iemand is wat nou gekyk het, wat sê jy of maar ek dink ek sukkel dalk self 'n bietjie met die bottel of dat ek is besig om myself te flous, ek's dalk 'n bietjie meer afhanklik van daai knerts vanaand. Van daai knerts vanaand is dalk bietjie meer as 'n knerts, dis dalk 6 knertse wat 'n halwe bottel word. Ek's dalk 'n bietjie meer afhanklik daarvan as waar ek eerlik is met myself. ja. Wat is jou advies aan so iemand? Ek dink kom eerstens by iemand uit weet eerstens erken aan jouself jy het 'n probleem. En dan natuurlik dink ek soos ek kon nie anders as om my pad reguit te maak met die Here nie. As jy dalk miskien nie so voel nie, en jy het enige ander alternatiewe wat jy dink gaan jou help. Ek dink kom so gou as moontlik dan by so iemand uit wat jy dink jou gaan help as jy nou nie weet in die geloof wil stap nie. Want ek weet daar is baie mense wat maar koppig is, wat nou nie hulle sê nie hulle sal kan ophou en wat ook al. Ek kon ongelukkig nie. Dit was ook 'n probleem vir my. Ek het gedink ek gaan dit self regkry sonder die Here se hulp. So en dit het nie gewerk nie. Maar ek dink ja, eerstens as jy klaar self besef en as jy begin skuldig voel oor goed wat jy aanvang, dan het jy 'n klaar probleem. So ek dink kom so gou as moontlik by iemand uit wat kan hulp aanbied, rehabilitasiesentrum of die AA. Daar is deesdae fantastiese rehabilitasiesentrums buite. So en weet beraders, daar's fantastiese beraders ook. En pastorale beraders ook. Jy weet, hulle gaan jou nie noodwendig dwing om nou jou lewe te verander, weet, om nou die Here te volg as jy nie wil nie, want as jy nie wil nie, gaan dit weet dan gaan niks gebeur nie.
So, maar jy kan met daai persone praat, hulle gaan definitief vir jou baie leer of jou laat verstaan waaroor dit gaan. Maar éventueel daar ek moet sê ek kan nie sien enigiemand wat 'n probleem ontwikkel en dit raak erger. Jy kom nie daar uit nie. Jy gaan in 'n swart gat opeindig. En dit was die laaste woorde van Charlie Schmidt, nie sy laaste woorde ooit nie, sy laaste woorde in hierdie episode van Raak Praat was heerlik. Charlie, dankie vir jou, dankie dat jy tyd geneem het om met ons te kom gesels. Ons wens jou van ons kant af ook alle voorspoed toe op jou toekomspad. Ek hoop julle het hierdie episode van Raak Praat geniet, gesels saam in die kommentaar afdeling net hier onder. Ek sien ons kry heelwat reaksie, heelwat kommentaar. Laat weet ons wat dink julle van die program en sê ook jou sê in ons kommentaar afdeling. Ons maak volgende donderdag weer so.